1 Petrus 5 vers 5 tot 7. En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Hier aan die einde van sy eerste brief kom gee Petrus vir ons 2 belangrike dinge. Hy herinner ons eintlik aan 2 belangrike dinge wat elke gelowige moet doen, hoe ons as gelowiges moet leef. Die eerste ding wat hy sê is, ons moet nederig wees. Ons moet nederig wees teenoor mekaar. Ons moet onsself aan ons medegelowiges onderwerp. Ons moet mekaar help, sê hy, en dit herinner so aan hoe die vroeë kerk gelyk het. Gaan lees gerus maar weer Handelinge 2, daar die laaste gedeelte van vers 43 af, wat beskryf hoe die kerk, die vroeë kerk teenoor mekaar opgetree het, hoe hulle eensgesind was, maar ook hoe hulle in nederigheid geleef het, hoe hulle kos in alle eenvoud geëet het. Ons moet nederig wees. Petrus sê ook, ons moet onsself in nederigheid aan die kragtige hand van God onderwerp. Want as ons onsself aan God onderwerp, sal God ons op die bestemde tyd verhoog. Dis wat Jesus Christus gedoen het, né? Hy het sy posisie in die hemel nie as iets beskou waarin hy homself moes vasklem en vashou nie, maar hy was gehoorsaam aan sy Vader. Ons lees daar van in Filippense 2, hoe Paulus sê dat Jesus hom verneder het. Hy het die gestalte van 'n slaaf aangeneem en aan mense gelyk geword en daarna het hy homself nog verder verneder deur die dood aan die kruis. Maar God het hom verhoog, God het hom uit die dood opgewek en aan hom 'n ereplek in die hemel gegee, want hy was nederig en hy was gehoorsaam, hy het homself onderwerp aan sy Vader. So moet ons ook aan Vader onderwerp, aan die kragtige hand van God, en moet ons in nederigheid leef. Maar in vers 7 lees ons nog 'n belangrike ding wat Petrus sê, ons moet onthou om te doen. Hy sê, werp al julle bekommernisse op hom, werp al julle bekommernisse op God, want God sorg vir julle. Kinders bekommer hulle oor niks, kleintjies bekommer hulle oor niks, hulle weet, ma en pa sal voorsien, hulle sal sorg dat ek kos het, hulle sal sorg dat ek iets het om aan te trek, hulle sal sorg dat ek op die regte tyd bed toe gaan, ek kan maar net die lewe geniet, en dit is wat God eintlik wil hê van ons wat sy kinders is. Ons moet ons nie bekommer nie, nee, ons moet God vertrou, en ons bekommernisse vir hom gee. Ons kan sorgvry deur die lewe gaan, want ons het 'n Vader, 'n hemelse Vader wat vir ons lief is en wat vir ons sorg. Here, baie, baie dankie vir u trou, vir u liefde, vir u sorg. Dankie dat ek nou al my bekommernisse op u kan werp. Ek vra dat u my sal vergewe, waar ek so dikwels stop oor dinge, my kwel oor dinge. Ek kom gee nou al my bekommernisse vir u. Neem dit weg uit my hart. En gee my en vul my met u vrede en met u vreugde. Help my om in nederigheid vandag te leef, tot eer van u naam. Amen.